Nou ja, soos ek gesê het, ek wil eintlik maar meer gesels oor hoe kan ons in hierdie onvoorwaardelike liefde stap en dit toepas in ons lewe dat dit 'n verskil het. Maar nou as mense wat ongelukkig met my is oor die goed wat ek die afgelope tyd gesê het, en dan sê hulle vir my, maar hoe kan jy sê almal is onskuldig voor God? Hoe kan jy sê daar sê oordeel? Hoe kan jy sê daar sê hel nie? Ek het nie gesê daar's nie 'n hel nie. Ek het gesê ek weet nie of daar 'n hel is nie. Al wat ek gesê het is, maar ons kan dit nie uit die Bybel bewys nie. En toe het ek julle gewys wat staan in die oorspronklike taal. En ek wil net weer sê, ek het dit oor en oor gesê. Die Bybel bevat fenominale goed, né? Maar dit kom nie woord vir woord uit die mond van God nie. Dit is deur die Romeinse kerk en daai keisers en daai manne vertaal om hulle politieke agenda te dryf. So hulle het baie goed verander. Kyk net, daar kom tot vandag nog kort 'n nuwe vertaling. As dit dan God se woord was, hoe kan ons daaraan verander? En dan, nee, ons maak dit makliker dat die ouens dit meer verstaan. Nee, maar as hy die gees van God in hom het, sal die gees dit aan hom openbaar. Jy hoef nie die Bybel makliker te vertaal en hom maar verander soos dit jou pas nie. En hoor gou hier, daar's oor die 40,000 verskillende Christengroepies en elkeen verskil met mekaar oor hierdie Bybel. Klink dit na eenheid? Nee, as net 'n ander verstaan. Okay. Daaroor wil ek ook hier praat nie. En toe die een persoon vir my gesê, maar onthou, as jy nie vir Christus aanneem nie, het jy nie die ewige lewe nie. Ek sê, okay, as ek vir Christus aanneem, het ek die ewige lewe. Ja, ek sê, dan gaan ek leef soos ek wil. Ja, nee, jy kan nie, want daar is nog 'n oordeel vir die wat Christus aangeneem het, né? Die regterstoel oordeel. Sê ek, okay. En nou weer eens, ek kan nie sê daar is 'n regterstoel oordeel, ek kan ook nie sê daar is nie een nie, né? Al wat ek sê, ons kan hom in die Bybel bewys. Nee, daar in 2 Korintiërs 5 vers 10 staan dit baie duidelik. Nou kom ons gaan kyk gou, wat staan in 2 Korintiërs 5 vers 10, né? Hy sê daarso, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat deur die liggaam verrig is en volgens wat hy gedoen het, of dit goed of is dit kwaad. Nou, hier klink dit ook soos 'n beloning, want baie keer sê ons gaan na 'n kroon ontvang en belonings ontvang. Nou, ek stem ook nie lekker daarmee saam nie, of ek verstaan nie hoe dit werk nie, ek kan dit ook nie sê dit bestaan nie, dit maak net nie vir my sin nie. Nou kom ons kom terug na hierdie vers 10, wat hier so staan. Ek wil gou weer vir jou sê, dis so deur die Romeinse kerk vertaal, asof dit iets is wat in die toekoms moet gebeur, en almal bou hulle teologie daar rondom. Wat in die Grieks staan, die oorspronklike taal, staan dit in die aoriste subjunctiewe tyd, die afgehandelde verlede tyd. En dis nie 'n regterstoel voor God nie, dis 'n regterstoel saam met Christus. So onthou nou waarmee is Paulus hier besig. Hy is besig om vir ons te verduidelik, wat is die versoening wat Christus bewerk het, né?